Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit klink vir my vir so 'n bietjie ego. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vandag weer hier saam met u te wees om die Here te dien, ook om uit sy woord uit te lees en by die Here te hoor wat hy graag vir ons vanoggend wil sê. Geliefdes, voordat ons dit doen, wil ek graag begin deur om aan die te dink wat swaar kry en wat ly. En dan in besonder vanoggend, ons het vir die laaste 2 jaar het ons vir Adele Supra op ons gebedslys gehad. En in die week maandagoggend het Susan Supra my gebel en vir my gesê hulle het toe besluit om Adele se behandeling te stop. En daarna het ek toe met die gesin en vir die familie kontak gemaak en ek is toe ook maandagoggend by haar. Mens kon sien sy het baie agteruit gegaan. Uiteindelik het hulle toe ook vir haar morfine gegee en sy het toe ook net rustig geraak. En uiteindelik is sy toe hierdie week oorlede. Ek sien Almarie sit hier so vanoggend ook. Ons dink aan julle as 'n familie, as 'n gesin, baie sterkte ook met dit. Geliefdes, dan dink ons ook vanoggend aan Tannie Anna Botma, Tannie Estie Maree, Sonja Slebush, Tannie Lala Smit, oom Norman Best, ook vir Tannie Hannetjie Venter. Tannie Hannetjie sit nou daar, sit Tannie Hannetjie. Tannie Hannetjie was ook vir so 'n kort rukkie in die hospitaal gewees die week. Ons dink ook aan Tannie, maar sy voel nog steeds nie heeltemal lekker nie. Ek het vir haar gesê in die week moet sy maar by die huis bly. En dan bid ons ook vir oom Koot Potgieter, dit gaan baie beter met oom Koot. En ons bid vir hom en ons is dankbaar dat dit soveel beter gaan. Ek het ook nuus gekry dat hulle die gewas is weg. Hulle kan hom nie kry nie. Hoe wonderlik is dit? 'n Wonderwerk, nê. Dan dink ons ook aan Tannie Frikkie van Staden, Tannie Emma Boyens, Elmarie en Tini Swanepoel en dan ook aan Tannie Rita Wiggins. Sy het ook 'n klein operasie ook gehad. Ons dink ook aan haar. Sy is op die krikke. Kom ons raak stil vanoggend, geliefdes, en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons hier mag wees om U te aanbid en ook so, Here, om U te dien en U te nader in gebed. Here, as ons U nader, dan vra ons van U, ons kom soek by U antwoorde, ons soek by U leiding, versorging en genesing. Ons soek hierdie dinge nie, Here, omdat ons U wil voorsê nie. Ons soek hierdie dinge nie, Here, omdat ons dit verwag nie. Ons soek hierdie dinge, Here, omdat U die enigste een is by wie ons dit kan vra. Daar's baie hopeloosheid in hierdie wêreld, Here. Onsekerheid en, Here, hierdie wêreld kan ons nie altyd genees nie. Maar Here, ons weet by U is alles moontlik. Wanneer dit vir die mens en vir hierdie wêreld onmoontlik is dit by U moontlik. Daarom, Here, kom ons na U toe. Ons kom bid tot U en ons vra, Here, vir genesing. Ons dink ook so aan Adele vanoggend, Here. En ons kom tot die besef, maak nie saak hoe bitter die lyding, hoe swaar ons kry nie. U beloftes gee ons hoop. U het beloof, en nie maar net beloof nie, maar ook gewys deur U eie opstanding, dat daar is hoop vir ons. U beloftes sê vir ons dat die ewige lewe is daar, te danke aan wat U gedoen het aan die kruis, dat ons verlos is. En dan weet ons dat U koninkryk kom. U wil sal geskied op hierdie aarde net soos in die hemel. En dat eendag as ons ook ons laaste asem sou uitblaas, as ons in U heerlikheid ingaan, dan sal ons ook ons geliefdes en ook vir Adele daar vind. Ek bid dit so, Here, in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye lied. Ons sing vanoggend lied 348, verse 1 en verse 2. Stille nag, heilige nag, so in hierdie adventtyd.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here Jesus, ons verlosser en redder, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Geliefdes, genade en vrede vir julle van Jesus Christus, ons verlosser, die gebore Here, van God die Vader, die een wat ons gemaak het en wat by ons is, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, die een wat ons lei en tot vandag toe ons stuur. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang en ons sing hartlik saam uit 364 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die tweede nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam uit lied 4931.
Broers en susters, ons het sopas deur ons sang, ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons, dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hul geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. In een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en wat op die 3de dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Here lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing saam lied 370 vers 1, 4 en 5. Net soos jy daar sit, kom ons raak dan stil voor die Here en dan bid ons saam. Kom ons sluit die oë. Heilige Here, ons sê vir U dankie Here dat ons mag weet dat U 'n nuwe begin aan alles maak. Die wêreld sing dit uit, Here. Die wêreld getuig daagliks daarvan. Elke oggend as die son opkom, dan is daar die hemele en die aarde wat sing, alles word nuut. Elke keer as die seisoene verander en die winter gaan weg, die lente kom in en die somer wys vir ons, Here,
dat alles word nuut. Engele het eens op 'n tyd, so wat 2000 jaar terug, liewe Heer, gesing van 'n nuwe tyd wat kom, van U koms hier op aarde. Ook so, Here, wanneer ons dink aan U kruisdood, dan staan ons stil by 'n leë graf, die aankondiging van alles wat nuut word. Here, ons het nodig om dit te hoor. Ons het nodig om by U te hoor dat U is die een wat nuut maak. Want ons is moeg, Here, oorlaai en bekommerd. Baie dinge waardeur ons gaan, liewe Heer, voel asof dit net nie einde kry nie. En asof ons net nie by 'n punt kom waar ons uitkoms, verlossing of 'n nuwe begin kan vind nie. Maar baie keer, Here, dan moet ons vanoggend erken, gaan soek ons hierdie dinge by die wêreld. Ons probeer ons eie planne beraam. Maar ons kom tot die besef dat U is die een. U was nog altyd die een wat alles nuut maak. So volgende nader ons U en ons vra vir U om ons nuut te maak. Ons kom in verwagting na U toe. Soos al daardie jare terug, soos vir die ou Israeliete, die volk en ook selfs die disippels, Johannes die Doper en almal daarby U koms verwag het. So is ons in verwagting, want ons weet dat hier waar ons is, sug ons, Here, ons hoop en wag op U. Want eendag sal U weer kom en weer ook alles nuut maak. 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem. En dit alles, Here, begin in daardie nag in Bethlehem. Vanoggend kom dink ons aan daardie verwagting en ons deel daarin, Here. Ek bid dit so in die heilige naam. Amen. Geliefde broers en susters, vanoggend lees ons uit die Ou Testament met 'n adventpreek. Ons lees saam uit Jesaja 40 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Hierdie gedeelte, geliefdes, is juis daarin uitgekies, of sê maar, is vanoggend so bestem op die eerste Advent Sondag. Nou, baie van u weet wat Advent is, maar daar mag dalk hier en daar iemand wees wat dit nie weet nie. Advent, geliefdes, is daardie tyd in die jaar net voor Kersfees, waarin ons die verwagting van Jesus se koms herdenk. Waar ons saamkom en met mekaar praat, dat Jesus nie maar net aarde toe gekom het, onverwags nie, maar dat mense hom verwag het, dat die Bybel reg deur die Ou Testament hom verwag het, dat dit verkondig was, dat dit uitgesing was vir eeue heen, dat die Messias sou kom, en dat ons vandag hier is as gelowiges in Jesus Christus, gelowiges wat in daardie einste Messias glo, wat in Adventtyd ook weer verwagtend is, weer sing dat hy sal kom, dat hy weer sal kom. Dit, geliefdes, is dus 'n baie unieke en kosbare tyd. Dit is 'n tyd wat ek graag wil hê, net soos u Kersfees vier, moet u hierdie tyd net so kosbaar ag. Want hier waar ons weet Jesus kom, ons weet hy word in Bethlehem gebore, is dit hierdie tyd. Hierdie Adventtyd, wat vir my en jou gaan herinner, dat net soos wat hy gekom het, net soos wat hy ook opgevaar het in die hemel, so sal hy ook weer terugkom. Dit, geliefdes, is waarom ons uit hierdie gedeelte in Jesaja lees. Dis 'n teks van hierdie einste verwagting, hierdie Messias verwagting, wat die volk gehad het.
Die gedeelte, geliefdes, lees dan soos volg. Dit sê, uitkoms is hier. Uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir die volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word en elke berg en rand moet gelykgrond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Iemand sê, roep. En ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak, is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so, die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom. Hy is die magtige. Hy regeer. Hy bring vir die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort, is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms. En hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroeie. Tot sover, geliefdes, uit ons skriflesing vanoggend. In die begin was die woord, en die woord was by God, die woord was ook self God, en die woord het mens geword en hier by ons kom woon. Dit is hier die uitkoms wat aangekondig word, hier die vreemde uitkoms. In die Hebreëus hoor ons eintlik 'n baie unieke woord wat gebruik word. 'n Woord wat vertaal tot troos. As u hier in vers 1 lees, uitkoms is hier, dan sê die Hebreëse taal, troos, troos, die Here is hier. Nou hierdie woordjie troos, dink ek, geliefdes, verstaan ons nie altyd so mooi nie. Ons dink troos is daar wanneer iemand huil om hulle trane bloot maar net af te vee. Ons dink troos is iets vergelykend met ondersteuning. Maar geliefdes, ek het so 'n bietjie gaan kyk. Die Engelse woordjie vir troos is comfort. Julle weet mos daardie Engelse woordjie. Die rede waarom ek die Engelse woordjie vanoggend na vore bring, is omdat die Latynse woord vir troos, comforte, 'n baie mooi en unieke verskynsel na vore bring. Dit bring na vore die gedagte van 'n fort. Wie van julle weet wat is 'n fort?
'n fort is daardie stewige, vaste vesting. Dit is daardie plek waarheen jy na toe hardloop wanneer dinge moeilik raak. Wanneer alles uitmekaar uitval. Wanneer die koninkryk ingeval word in die antieke wêreld, as die oorlog begin, dan hardloop almal na daardie fort toe. Ons dink ook aan ons kinders. My 2 seuns doen dit, dalk het julle kinders dit gedoen. As hulle 'n fort bou, sommer met 'n klomp stokke en komberse, nê. Dis daardie veilige plek waarna toe hulle kan gaan. Daardie plek waar hulle dalk 'n bietjie rus ook kan vind. Die plek waar die seer van die wêreld nie kan inkom nie. Dit, geliefdes, is troos. Dit is wat troos doen. Troos is wanneer iemand na jou toe kom en 'n ruimte skep waarin jy veilig kan voel. Dit is wanneer iemand vir jou 'n vaste vesting bied, waarin jy jou emosies, jou broosheid bekend kan maak. Dit is daardie plek waar jy na toe kan gaan wanneer jy voel, nou raak dinge te veel, nou gaan ek huil. Nou weet ek nie meer hoe om dinge te hanteer nie. En dan om by iemand troos te kry, is daar die veilige persoon wat jy vertrou. Daar die persoon wat jy op kan staat maak, wat vir jou beskerming in daardie oomblik gaan bied. Uitkoms is hier. Uitkoms is hier, roep die Here in Jesaja 40. Troos is hier. Sien, hierdie gedeelte is al vir eeue heen gelees met die verwagting van die Messias wat sou kom. En elke keer deur al daardie jare wat dit gelees is, begin dit met hierdie woorde, troos. Dit begin met daardie uitkoms. Dit begin daar, want uiteindelik dit is wat Jesus kom bied het. 'n Troos vir die siel, 'n redding vir ons gebrokenheid. Sien, hierdie teks en die oorsprong van hierdie teks wat ons vanoggend saam lees, kom uit die Babiloniese tydperk. En in hierdie tydperk is die volk baie ernstig verdruk. Hulle ly in hierdie oomblik. Hulle kry bitter swaar. Soveel so, geliefdes, nie maar net het hulle nie meer 'n koning om aan vas te hou nie. Hulle het nie meer 'n land nie. Hulle is weggevoer in boeye en hulle is stikkend en gebroke. Hierdie volk het ook die ongelukkigheid gehad dat in die antieke wêreld, as 'n ander nasie jou inval en hulle oorwin jou, dan was dit die veronderstelling in daardie antieke wêreld gewees, dat die God van daardie nasie wat oorwin, bo oor die ander nasie se God heers. Wat sê dit? Babilonië oorwin vir Israel, en die God Marduk oorwin vir Jahwe. Daar is min dinge so verskriklik soos dit. Hulle verloor hulle land, hulle families, hulle koninkryk, hulle koning en hulle God. Wat het hierdie volk oor? Die val van Jerusalem word oor gepraat in 'n klein boekie met die naam Klaagliedere, waarin Jeremia sy gevoelens deel oor wat hier gebeur met die val van Jerusalem. En dit tref my altyd so diep om te hoor wat hierdie einste mense deurgegaan het. As hy in Klaagliedere 1 vers 16 die volgende woorde sê. Hy sê, dit is
dat ek so huil, dat die trane uit my oë stroom. Daar is geen trooster naby nie. My kinders is verslaan, my vyand het die oorhand gekry. Sjoe, dis verskriklik. Dis dalk so verskriklik, geliefdes, dat ons vanoggend dit nie kan indink nie. Want elkeen en meeste van ons het in veilige huise groot geword. Nie net in veilige huise nie, maar eintlik in vergelyking met wat hierdie mense deurgegaan het, in 'n baie veilige land. Baie van ons ken nie oorlog nie. Dalk die wat ouer is, mag dalk nog oorlog onthou. Hoe verskriklik dit kan wees. Maar baie van ons jonger mense, ek en Kleis, ken dit nie. Maar hoe verskriklik moet dit wees om alles te verloor. Daarom, geliefdes, daarom kom Jesaja en word Jesaja deur die Here geroep om 'n nuwe boodskap te bring. Hy word geroep om aan die volk bekend te maak wat die Here gaan doen. Nie maar net wat hy gaan doen nie, maar wie die Here is en hoe die Here maak. Reg deur Jesaja, van die begin af, word die Here die een wat sê, julle kan nie julle self red nie. Julle is verslaan. Julle eie sonde het julle hier gebring. Hier in Babylonië, hier waar julle sing, langs die strome van Babylon. Hier waar julle huil. Julle het julle self hier gebring. As julle maar net na my geluister het, keer op keer in Jesaja word dit gesê, as julle maar net gehoorsaam was, dan sou hierdie dinge nie gebeur het nie. Maar, keer op keer, word Jesaja die een wat ook aankondig, dat die volk sy verdiende straf kry, maar dat God is liefdevol, lankmoedig en genadig. Hy is bereid om te vergewe. En dan hier, in hierdie groot oomblik in Jesaja 40, hoor ons van troos. Van troos vir 'n volk wat nie meer weet waar hulle trooster is nie. En hulle hoor hierdie troos en die aankondiging van 'n blye tyding. Van 'n blye tyding wat hier is. En hierdie blye tyding kom na die mens toe. En al wat ons moet doen is om dan dit te ontvang. Dat ons het ons verdiende straf ontvang. En dan is die Here op pad. En dit is in hierdie konteks, geliefdes, in hierdie einste konteks waarin Jesaja dan vir hierdie klomp Jode in Babylon die boodskap van Jesus Christus aankondig. Die nuwe tyd sou nie vir hulle aanbreek nie. Maar tog sou hulle daarvan hoor. Tog sou hulle dit verwag. In hulle leeftyd het hulle terug Jerusalem toe gegaan. Hulle volk weer kon stig, maar die goeie tyding was nie vir hulle bestem nie. Maar dit was vir 'n klomp herders wat besig was om hulle skape op te pas. Was vir hulle bestem. Toe die engele koor na hulle toe kom en hulle kondig aan dat die goeie tyding is nou hier. En hulle sing van die vrede op aarde wat hierdie einste Jesaja al daardie jare terug van gepraat het. Die goeie tyding wat kom is daardie tyding wat sê julle God is hier.
Hy is 'n veilige vesting. Hy regeer en hy is 'n herder vir sy lammeroeie. Hy sorg vir hulle. Hy tel hulle op teen die bors. Nou, as mens net weer 'n bietjie gaan dink oor hierdie einste woordjie comfort of die woordjie fort. En mens lees Jesaja 40, dan is dit daardie laaste paar sinnetjies. Daardie laaste sinnetjies waar hy sê, hy maak sy lammers bymekaar. En hy sit hulle in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Wat hierdie gedagte veral by my kom plek bring. Dit is veral hier waar dit vir my hoop gee. Want dink bietjie so daaraan. Almal, meeste van julle het al klein kinders gehad. Daar is 'n paar jonges wat nog nie kinders het nie. Maar daar is niks, geliefdes, soos wanneer 'n kind in sy ouers se arms inhardloop nie. Is daar vir 'n kind enigsins groter troos as teen die bors van 'n moeder of wanneer 'n pa hom in sy arms optel? Is daar 'n groter troos? Vir 'n kind kan hulle lewe uitmekaar uitval. Hulle kan totaal en al verwoes word. Dit kan voel asof hulle geen uitkoms het nie, totdat hulle in die arms van hulle ouers is. Dit, geliefdes, is ware troos. Hoekom? Want dit bring by elke persoon daardie einste gedagte. My pa is hier. My ma is hier. Ek is nie alleen nie. Ek hoef nie te bekommer nie. Iemand groter as ek, baie groter as ek, baie sterker as ek, baie meer wys as ek, het my in hulle arms. Dit is wat deur 'n kind se gedagtes gaan. En dit, geliefdes, is wat met die koms van Jesus gebeur. Die koms van Jesus roep daardie woorde uit. Julle God is hier. Veel groter as jy, veel meer in beheer. Die God wat die hemele en die aarde geskaap het, is hier. Hy is by jou. Hierdie, geliefdes, wil ek hê moet u reg verstaan. Want dit is iets wat ons al reg deur meeste van ons lewens al gehoor het. Die teenwoordigheid van God word aan ons verkondig van kleins af. Maar ek wil hê jy moet weet hoe kosbaar dit is. Vir so wat 2000 jaar het ons die voorreg om vrylik na God te kan gaan. Met die kruisdood, die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus, het ons die voorreg om die Heilige Gees te kan hê wat in ons woon. Maar vir eeue lank voor dit, vir eeue heen, geliefdes, was dit nie die werklikheid nie. Nee, mense moes na 'n tempel toe gaan. Die teenwoordigheid van God was opgesluit agter 'n groot voorhangseldoek binne in daardie ark, binne in daardie tabernakel. Meer as dit, as God met sy mense gepraat het, het hy sekere mense uitgekies. Mense soos Moses, Elia en Jeremia en Jesaja. Hy het hulle uitgekies en met hulle gepraat, gekommunikeer. Maar ons eenvoudige mense, ons sondaar mense, was nie in daardie tyd vir my en jou beskore nie. Maar nog meer is dit. Daar is geen God in die geskiedenis van die mensdom, geen afgod
wat nog ooit hulle woonplek binne in die mens gemaak het nie. Daar was al tempels, standbeelde hoog, kolosseums vol afgode. Ons kan maar net dink dat daar in Griekeland afgode so groot soos geboue vandag was. Maar nie 'n God wat by sy kinders woon nie. En hier is dit, met Jesus Christus se werklikheid, dat ons God, die enigste God, kom woon by jou. Die God wat alles kan vermag, is in jou. Dit, geliefdes, sê vir jou vandag die volgende. Hiermee wil ek begin afsluit en vir u sê, hierin lê die hoop. Die hoop dat hierdie God, wat vir so lank verkondig is, dat hy op pad is, dat daardie God is nou hier. Dat daardie God tel jou in sy arms op. Dat met Jesus se koms is dit daardie aankondiging dat hy jou teen sy bors kom vashou. Want baie van julle het dalk hierdie jaar 'n moeilike jaar agter die rug. Wie van julle sal met my saamstem, julle het 'n moeilike jaar gehad? 'n Lang jaar. Wie van julle is 'n bietjie uitgeput en moeg en oorlaai? Wie van julle wens vir 'n veilige vesting? Wie van julle sit vanoggend hier in hierdie kerkbanke en dink, daar is nie hoop nie? Wie van julle smag na uitkoms? Wie van julle dink aan julle geliefdes wat julle dalk nou in die dood afgestaan het en dink, op wie kan ek nou staat maak? Wie kan ek nou vertrou? Wie van julle het dalk iets of iemand kosbaar, nie noodwendig eers aan die dood nie, maar net in jou lewe verloor hierdie jaar? Hoe hopeloos kan dit nie voel nie? Dalk het daar in hierdie jaar met jou dinge gebeur, dalk het jy siek geword, dalk het jou liggaam werklik begin agteruit gaan en jy wonder, wat gaan van my word? Adventtyd is dan 'n tyd vir jou. Adventtyd is dan 'n tyd wat vir jou sê, uitkoms is hier. Troos is vir jou. En die Here kom aarde toe, en hy kom vou jou in sy arms toe, en hy kom sê vir jou vanoggend, vertrou my, maak staat op my, ek sal jou uitkoms gee. Ek is die uitkoms waarop jy gewag het. Ek is die een wat jou versorg. Ek is jou koning en jou herder. Ja, geliefdes, vir eeue lank word daar gesing van die koms van die Messias. Jy wat vanoggend in hierdie kerkbanke sit, het die voorreg om hom te ken. Jy het die voorreg om in hom te rus. Gaan rus vanoggend in die hande van jou Here. Gaan vind vanoggend veral troos by hom. Die wêreld kan jou nie troos bied nie, want die wêreld het geen veiligheid nie. Maar die Here kan. En volgend as ons onsself dan weer eens vergewis van daardie aankondiging van die Messias wat sou kom in Jesaja 40, dan is dit ons wat sê die Here is hier by ons. Dit is ons wat in vers 10 saam erken dat die Here is die een wat sy volk bring en ons syne maak.
Dit is ons geliefdes vandag wat kan sê dat ons aan hom behoort. Dit is ons wat kan sê dat die Here sy kudde versorg, dat hy hulle bymekaar maak, dat wanneer mense sou sterf, wanneer ons geliefdes nie meer by ons is nie, of selfs maar net wanneer ons ly, dan word ons deur hom geroep en nader gebring. Dit is ons wat vanoggend kan erken en weet dat dit is hy, die een wat in Bethlehem gebore is, wat in Nasaret groot geword het en gebly het, wat gegaan het na Jerusalem toe en wat deur Galilea, Samaria en al die uithoeke van daardie bekende wêreld verkondig het van die koninkryk van God wat naby kom. Dis hy wat mense genees het, wat geen hoop het nie. Dis hy wat vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het. Dit is hy wat op die kruis op Golgotha in Jerusalem gekruisig is, dood gegaan het. En op die 3de dag, ja, dit is hy wat in 'n graf opgestaan het uit die dood. Dit is hy wat opgevaar het na die hemel. En dit is die een wat in jou woon, die een wat by jou is, die God wat hier is, wat vir jou pleit. Dit is hy wat in die hemeltroon daar staan en sê, ek is by jou. Ek versorg jou. Jy is myne. En dit, geliefdes, is troos. Ek sluit af vanoggend dan met die laaste woorde, met die eerste woorde van die Heidelbergse Katekismus. Kan jy dit dalk onthou van die ouer mense? Ek dink ek het dit al 'n paar keer gevra hier op die kansel. Dalk behoort julle dit al te ken. En julle onthou, wat is julle enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met hart, siel en liggaam nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus behoort. Deur sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Hy is my anker en my enigste hoop. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, ons nader U in nederigheid vanoggend en ons kom erken dat ons U nodig het. Soveel dinge het al met ons gebeur deur ons lewens, Here, en hopeloosheid vind in ons harte plaas. Baie van ons het geen uitkoms nie, baie van ons wonder wat sal van ons gebeur. Van ons vanoggend hier, Here, wonder waar U is. Van ons wonder waarheen U op pad is met ons. En vanoggend, Here, as ons dan weer bewus word van U teenwoordigheid, en ons word bewus dat U het aarde toe gekom, en ons word bewus, Here, dat U is hier, dan vind ons troos, Here. Dan vergaan al daardie hopelose gedagtes, al daardie wonder, al daardie moedeloosheid. En ons vind troos by U. Ja, Here, ons vind bemoediging oor U uitkoms wat U vir ons bied. Dit is dan werklik, Here, in hierdie adventtyd 'n blye tyding. Ja, dit is goeie nuus. Dit is dan soos die engele eens gesing het vir herders op oop velde, dat Here wat aan U toe kom, want vrede op aarde is moontlik. Vrede op aarde is moontlik vir die wat troos by U vind. Ja, Here, vanoggend bid ek en ek vra dat elkeen wat hier sit, hulle troos by U sal vind. En dat eendag as U weer kom, dat hulle mag weet dat ons God maak nie leë beloftes nie. Ons God is nie afwesig nie. Ons God is vol liefde en omgee
lankmoedigheid en sagmoedigheid. En hy hou sy beloftes. Ja, Here, eendag sal ons ook sien, terwyl ons dan nou hier is en verwag vir u koms, u wederkoms, dan weet ons, deur u Heilige Gees het ons troos, want u is by ons. Dankie daarvoor, Here. En ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing dan tot eer van die Here, en ons sing van daardie goeie tyding, van daardie tyd wat sal kom, en Jesus Christus se koms as die Messias, ons trooster. Ons sing uit lied 344, o die goeie tyding. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie Christus, net so 'n paar enkele afkondigings. Vanoggend, dit is nou die 30ste vanoggend, is George Silje se verjaarsdag. Baie geluk George met jou verjaarsdag. En dan die 2de Desember, so in die begin van Desember babas, is dan die Marie van Eden, sy sit ook hier vanoggend. Baie geluk. Met Tannie se verjaarsdag die week, die 3de, Lorette Smit se verjaarsdag. Baie geluk. Ek het, daar sit jy daarbo, baie geluk Lorette, in hierdie week met jou verjaarsdag. Nadine Abrusk verjaar ook die 4de, baie geluk Nadine. Die 5de Henk Groenewald en ook Cor Swanepoel, baie geluk vir julle. En dan ook die 6de is Pikkie Silje se verjaarsdag. Mag die Here vir julle 'n wonderlike nuwe lewensjaar gee en baie geluk van almal hier by die gemeente. Dan geliefdes op die kalender, ons het dan in die week finansiële komitee vergadering op die 3de Desember. Ons vra asseblief as daar kundigheid in die kerk is, asseblief kom maak 'n draai. En dit sal dan ook ons laaste vergadering vir die jaar wees, om ook so die jaar dan op so 'n manier af te sluit. Dan die kerkraad wat ook benoem is, word dan nou ook bevestig op die 25ste Januarie volgende jaar. Die is dan nou ook die 3de afkondiging,
Die verouderling is Suster Mersha van der Westhuizen en ook broeder Bram Bronkhorst. Ons, as daar enige besware of enige iets is oor die bevestiging, kom nader asseblief vir jou ouderling en diaken of vir my. Dan geliefdes, is jy dalk 'n eerste jaar by die universiteit, as jy dalk 'n kleinkind het wat 'n eerste jaar is by die universiteit, hier by Potchefstroom, hulle het ook hulle jaarlikse eerstejaarskamp of verwelkomingskamp, soos wat hulle dit nou deesdae noem, op die 25ste tot die 28ste Januarie. Dit is maar net teen 'n koste van R1450. Asseblief skryf julle kleinkinders, julle kinders in vir daardie kamp. Dit beloof dan ook om 'n wonderlike kampgeleentheid te wees. Dit help ook die kinders om in te sluit by die gemeente en ook betrokke te raak. Jy is welkom om ook dan hulle te kontak. As u nie die nommer hier sien, dit is bietjie klein, asseblief kom kry dit dan ook in die kantoor. Najaarsrus het ook 'n liggiefees. Amot is maar ons aftreeoord, maar ek moet vir julle sê, ons het so baie mense wat by Najaarsrus bly, dit voel al soos ons aftreeoord. Ek wil julle uitnooi, asseblief, gaan maak bietjie 'n draai daar. Hulle het 'n liggiefees wat hulle aanbied. Ek was in die week bietjie daar, dit lyk baie mooi. Toegang is slegs R10 vir volwassenes en R5 vir kinders. Dit is dan van die 5de tot die 7de Desember, vanaf 6:00 tot 10:00. Asseblief ondersteun hulle ook daarmee. Dan geliefdes, daar is steeds koekies in die saal te koop, en dan beplan ons ook vir die 10de Desember om pastye te bak, maar ons het net beperkte hoeveelhede, so asseblief maak julle bestellings vas, bestel vir julle 'n klomp pastye teen R20 per pasty. Jy mag dalk net uitmis as jy nie vroegtydig bestel nie. Dan, dit is dan al van my af, voordat ons uit mekaar uitgaan. Ek wil julle uitnooi, asseblief, ons het 'n lekker braaigeleentheid nou hier na die diens. Ons het altyd so in hierdie tyd ons gemeenteete, maar ons het met die eeufees altyd al klaar ons gemeenteete gehad. Toe dink ons, hoe lekker sal dit wees om bietjie saam met mekaar te kuier, te braai, sommer iets ligs. So asseblief, as jy nog nie 'n vleisie gekoop het nie, as jy nie gedink het jy gaan kom nie, bly tog, gaan kry sommer gou vir ietsie by die winkel, bring vir jou 'n vleisie saam, en kom kuier saam met ons asseblief. En bring asseblief jou eie eetgerei as jy nou nie het nie. Maar ons sien uit daarna. Volgende met die teeskink is Bethlehem met vir ons teeskink, en dan volgende week vra ons vir enigiemand in die gemeente om asseblief dan ook ons te kom help. Dankie geliefdes, mag jy 'n geseënde oggend verder hê. Sien julle dan by die braai. Totsiens.